En vandag gaan ons praat oor die ontstaan van die Nuwe Testament. Ek wil hê as groepe vir 'n oomblik die stopknopie druk en net vir mekaar sê, so wat is jou perspektief oor die Nuwe Testament? Praat 'n bietjie met mekaar oor, hoe voel jy daaroor, hoe dink jy daaroor, en watter gedeeltes van die Nuwe Testament is vir jou byvoorbeeld besonder? Gesels vir 'n paar oomblikke daaroor. So die ontstaan van die Nuwe Testament volg presies dieselfde ritme van die Ou Testament. Onthou julle, ons het gepraat oor transisies, mondelingse fases en die mondelingse wat in tekste oorkom en die tekste wat gedink word en weer oorgeskryf word en nuwe materiaal wat bykom en die sleutel is, ons praat nie hier oor woorde of 'n teks of 'n boek nie. Ons praat hier oor God se teenwoordigheid met ons. So wat gebeur het is, die Nuwe Testament het hierdie ritme gevolg, maar net oor 'n baie korter periode. So stel jouself voor, die Jesus se eerste navolgers na sy opstanding, wat saam met hom geleef het en na sy sterwe en sy opstanding, het die verwagting gekweek dat hy nog in hulle eie leeftyd gaan terugkom. En daarom dat dit nie vir hulle nodig was om 'n klomp goed neer te kan skryf nie. So daar was 'n baie sterk mondelingse fase in die Ou Testament. En daai mondelingse fase het lank aangehou en toe die eerste generasies begin uitsterf, toe het hulle begin agterkom, maar Jesus het nie teruggekom nie. Ons moet iets hiervan begin neerskryf of begin oorvertel en so het tekste en materiaal bygekom. So die Nuwe Testament bestaan uit 27 boeke en weer eens daai 27 boeke is klein stukkies grepe van die werklike gebeure wat gebeur het. So ons praat daarvan as die Griekse getuienis aangaande die storie van Jesus en sy volgelinge. En ons Nuwe Testament is saamgestel in 'n periode tussen 50 tot 100 na Christus. Die grootste gedeelte van ons Nuwe Testament kom uit dokumente van daardie tyd. En hulle was baie streng geweest met wat daarin kom. En hulle het gesê, ons gaan net die getuienisse vat van mense wat naby aan Jesus geleef het. En daarom het ons net die getuienisse van die apostels of die disippels en dan van hulle navolgers in daardie tyd. Daar is duisende ander dokumente ook geskryf wat evangelies is en wat verband hou met gebeure na 100 na Christus, maar hulle het dit beperk tot daardie tyd. En daar is 'n baie interessante dokument wat ons die Didache noem, of ons noem dit die lering van die 12 apostels, wat net uit die Bybel uitgeval het. En dit was die eerste dokument wat gesê het, maar ons moet 'n bietjie vorm gee en hierdie beweging organiseer. En julle kan hom op internet gaan aflaai en gaan lees. Dis 'n baie kort dokument, maar 'n baie vroeë dokument. Hy lees amper soos die evangelies, maar hy het ander goed by. Dis die praktiese reëlings van hoe hulle moet onderskei van wat moet ons nou doen. Vir my die baie interessante daarin is as jy na die doop en die nagmaal gaan kyk. En dit gee vir jou insig oor hoe hulle die nagmaal in daardie tyd gevier het. En ons perspektief is dat die vroeë gelowiges het die nagmaal soos ons gevier, maar in daardie dokument, as hulle die nagmaal beskryf, word dit niks eintlik gesê van die nagmaal as 'n viering van Jesus se dood en sy opstanding nie. En daardie woorde van die brood wat ons breek, is ons deel van die Jesus se liggaam en sy bloed wat vir ons gevloei het nie. Die eerste gelowiges het die nagmaal gevier as 'n openbaring van 'n kennis van God. En jy sien dit in daardie dokument. Weereens, die verhaal is niks gebeur net so en word neergeskryf nie. Daar is 'n ontwikkeling en ook met die nagmaal hoe ons tot insig kom. Wat beteken Jesus se lyding en sterwe? Julle kan die Didache so gaan lees. Dink maar net aan Jesus se lewe. Van sy 30 jaar of 33 jaar het ons maar hoogstens 'n paar uittreksels van 2 jaar van wat ons weet toe hy met sy disippels saamgeleef het. Maar dan is daar hierdie baie interessante teks in Johannes wat ons lees wat sê, al het ons net 'n klein gedeeltetjie daarvan, het ons eintlik baie. So Johannes se evangelie eindig en dan sê dit Johannes 21 vers 25. Daar is nog baie ander dinge wat Jesus gedoen het. Maar as dit een vir een beskrywe moet word, dink ek, sou die hele wêreld nie genoeg plek hê vir die boeke nie. So God wou nie gehad het dat ons heeltyd net ons neus in boeke moet spandeer nie. Hy wou gehad het dat ons God in die lewe moet vind. So alles kon nie neergeskryf word nie. Ons het 'n klein gedeelte, maar daardie klein gedeelte
is genoegsaam. Ons sit met die Nuwe Testament, net soos die Ou Testament, met die probleem van dat die gebeure nie kronologies vir ons beskryf word nie, maar tematies. So ons het 'n klomp dokumente wat op verskillende tye geskryf is en eers 400 jaar na Christus in 'n Bybel saamgevoeg is. En hoe dit saamgevoeg is, vertel ook 'n storie. Dit wil vir ons help om sin te maak van die storie. So kom ons begin met die evangelies. Die evangelies, ons kry 4 evangelies wat presies dieselfde storie oor Jesus vertel, maar uit verskillende perspektiewe. En wat ons nie besef nie, is dat hierdie stories in verskillende tydsperiodes geskryf is, van so 60 tot 100 na Christus, in verskillende dele van die ou nabye Ooste. En wat hulle gedoen het is, hulle vertel die storie, hulle dink terug aan die storie van Jesus se opstanding en die gebeure en sy verhaal met sy disippels, maar hulle verstaan dit in die lig van hulle unieke omstandighede waarin hulle self bevind. En daarom is die 4 evangelies, terwyl hulle dieselfde storie vertel, is radikaal verskillend van mekaar. So Markus se evangelie is die oudste, en dit verteenwoordig die geloofsperspektiewe van 'n gemeenskap wat iewers in Egipte of Sirië of Rome gebly het, en wat die Joodse oorlog beleef het, 66 tot 70 na Christus. En hulle is baie getraumatiseerd agtergelaat deur hierdie gebeure. En daarom sal julle sien dat die Markus evangelie noem ons die donker evangelie. Dis die evangelie wat die langste gedeeltes aan Jesus se lyding en sterwe spandeer. Maar die evangelie het geen geboorteverhaal nie. En dit kies eerder om te begin met klomp wonderwerke. En die punt wat die verhaal wil maak, is dit begin met wonderwerke vir mense wat getraumatiseerd is, om te sê, Jesus is meer as 'n wonderbewerker. Hy is die lydende Messias. So, vir Markus se gemeenskap het dit iets beteken. Matteus is geskryf so min of meer tussen 70 en 80 na Christus. En dit verwoord die geloofsperspektiewe van 'n Joodse gemeenskap, wat moontlik iewers in die Galilea of Sirië omgewing gebly het. En wat worstel met hulle Joodse identiteit. Sê, ons is Joods, maar ons is ook iets anders. So ons het gekies om die Bybel te begin met Matteus, omdat Matteus 'n geboorteverhaal het. Markus het nie 'n geboorteverhaal nie, so jy moet met 'n geboorteverhaal begin. So Matteus is gekies omdat dit ook mooi aansluit by die Ou Testament en omdat die evangelie so 'n Joodse karakter is, dis 'n oorgang, om te beweeg, en dit vertel ons Jesus se geboorte. Die Lukas evangelie is radikaal anders as Markus en Matteus. En eintlik jy kan dit kontrasteer met Matteus. Dis geskryf so 80 en 90 na Christus, toe die Christendom begin versprei in 'n Romeinse Griekse wêreld. En dit eintlik vir ons wil sê, die Christendom is nie 'n Joodse ding nie. Dis 'n ding wat in 'n sekulêre wêreld ingaan, in 'n Griekse Romeinse wêreld, en waar God op dinamiese maniere met gelowiges werk. Dit is waarskynlik dan vir 'n gemeenskap in Klein-Asië en Griekeland, wat tuis geraak het en begin breek met hulle Joodse tradisies. En dan die laaste evangelie, die evangelie van Johannes, wat die laaste geskryf is, so min of meer 90 tot 100 na Christus. En dit verwoord die geloofsperspektiewe van 'n gemeenskap in Klein-Asië wat begin apaties staan teenoor hulle Joodse agtergrond en sê, ons is nie meer Jode nie, ons is nou iets anders. So van evangelies gaan ons dan oor na die Handelinge van die Apostels, of Handelinge, dis ook deur Lukas geskryf. En hierdie Handelinge vertel die pragtige storie van die ontstaan van die kerk, en van die hoogte en die laagtepunte, en die dinamika daarin. Heeltyd as jy dit lees, kom jy hierdie ritme agter wat van ek gepraat het. God was by ons, maar nou is hy op 'n nuwe manier by ons, en ons moet nou hierdie nuwe maniere onderskei. Dis eintlik die traumatiese storie van die kerk wat sukkel om te verstaan hoe hulle in hierdie tyd moet wees. Dan kry ons Paulus se briewe, 13 briewe. En weer eens, toe Paulus hierdie briewe geskryf het, het hy nie gedink dit is die Bybel nie. Hy het dit geskryf as briewe, dit was getuienisse. En die briewe gaan oor kwessies, oor uitdagings, oor hoe moet ons in hierdie wêreld leef. Nou, julle moet verstaan, Paulus het nooit soos die disippels Jesus geken nie. So Paulus vertel nie vir ons verhale oor Jesus nie.
Paulus is ons eerste teoloog. Hy vertel die storie oor wat Jesus se dood en opstanding beteken. En daarom is die implikasie daarvan groot. En daarom het daar so half 'n spanning ontstaan tussen die disippels wat in Jerusalem agtergebly het binne die Joodse groep en Paulus wat skielik hierdie evangelie nuwe betekenis laat kry en skielik verander dit. Weereens onderskeiding. Julle sal agterkom Paulus se briewe leef hy nog sterk onder die verwagting dat Jesus in sy eie leeftyd gaan terugkom. Maar in die pastorale briewe wat daarna volg, wat toegedien is aan Paulus, wat van sy navolgers geskryf is, sien ons 'n transisie. Hulle kom agter, dit gaan nie in hulle eie leeftyd gebeur nie, en dan sien jy daai transisie in hulle briewe, wat sê, ons moet leer om in hierdie wêreld te kan leef, met karaktereienskappe. Ons kan nie net sit en wag en hoop God vinnig gaan terugkom en ons verlos van die wêreld nie. Ons moet leer om in hierdie wêreld saam te kan leef. So die storie van die vroeë gelowiges hiervan na die Bybel geskryf of na die Bybelse materiaal saamgestel is van 100 tot 400 toe hulle in 'n proses van onderskeiding moes kom, is 'n verskriklike interessante storie van die kerk. Daardie 300 jaar waar die Bybel tot stand gekom het, was daar groot spanninge onder gelowiges oor wie is Jesus en wat is sy verhouding met God en hoe moet ons hom dink, as God of as mens. Dis die tyd waarin die eerste vroeë kerke gebou is, die kerk van die heilige graf waar Jesus dan volgens oorlewering begrawe is, die kerk van die geboorte waar Jesus in Bethlehem gebore is daar 'n kerkie opgerig. In Nasaret, waar Jesus gebly het, is daar ook 'n kerk opgerig. So ons kry skielik argitektuur, ons kry teologie, ons kry belydenisse. Maar ons kry ook verstaan dat daar in hierdie tyd 'n diversiteit was van perspektiewe oor Jesus en hoe gelowiges funksioneer. Hier in die 20ste eeu vroeg 1945 het ons by 'n plek met die naam van Nag Hammadi in Egipte het hulle op 'n klomp geskrifte agtergekom van 'n weergawe van Christendom wat baie meer misties gelewe het oor in hulle verhouding met God en Jesus en dat Jesus ons 'n geheime kennis wil kom ontsluit. So met verloop van die tyd het dit gevorm en ons het belydenisskrifte gekry. Die geloofsbelydenis van apostoliese geloofsbelydenis wat so van 150 na Christus ontwikkel het en wat die diversiteit probeer saamvat in 'n paar eenvoudige beginsels en dan natuurlik die belydenis van Nicea wat hierdie jaar 1700 jaar oud is en die enigste enkele Christelike belydenis is wat alle kerke met mekaar saamstem. So kom ons sluit net hierdie 2 sessies af met 'n paar slotopmerkinge. Die individuele skrywers in die Bybel het nie gehuiwer om ouer godsdienstige tradisies, verhalings en vertellinge nuut in hulle eie tyd en konteks te vertel en oor te skryf en selfs die inhoud daarvan verander nie. Hulle het nie daardeur die gesag van God se woord in twyfel getrek nie. Maar hulle het juis bevestig dat die oorvertel en die oorskryf van verhale te doen het met God wat met hulle in hulle hede besig is, om hulle geloof te vorm. So binne ons gereformeerde kerke glo ons in die beginsel semper reformanda, wat beteken ons is voortdurend besig om te vernuwe of te verander. En dis die beginsel wat ons in die Ou en die Nuwe Testament kry. Dit praat nie met ons oor 'n ou waarheid nie. Dit praat met ons oor God wat by ons teenwoordig is en ons tot nuwe insigte wil lei. En die Bybel vervul 'n rol daarin. Vanuit die geskiedenis van die ontstaan van die Bybel is dit dus duidelik. Die Bybel, die Ou en die Nuwe Testament, was nog nooit 'n statiese dokument nie. Maar is verhale wat nie net bewaar kan word en net so toegepas word nie, maar wat deurleef word. Dis 'n gedurende getuienis wat ons by plekke bring, wat ons inspireer. En ons lei soos Paulus sê in Filippense 1-9, om 'n fyn begrip en 'n aanvoeling te kan kry en te kan onderskei waarop dinge werklik aankom. Waarin lê die gesag? Die gesag lê nie omdat ons 'n boek bewaar nie. Die gesag lê omdat opeenvolgende generasies hierdie verhaal vir hulle kinders oorvertel het. En hulle kinders nie God in 'n Bybel gevind het nie, maar
kinders het God weer in hulle hede ondervind. En dit is wat die Bybel ons moet help. Om 'n vergrootglas op ons hede te kan sit. En om ons in te dra in 'n nuwe toekoms. So vir volgende week gaan ons begin met die literatuur van die Bybel. En ons gaan kyk na verskillende literatuurtipes en ons gaan kyk na die literatuurtipe van verhale. Vir huiswerk wil ek hê julle moet daarom so lank die storie van Josef vir my lees. Ons kry dit in Genesis 37 en dan van 39 tot 50. Neem tyd en lees hierdie verhaal lekker met mekaar dan deur. Tot die volgende sessie.